baie dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan sing en jubel, en juig. Somtyds te midde van swaar kry, moeilike omstandighede, Here, ekonomies, polities, mense, spanning, finansiële krisis, gesins, ander probleme. Here, daar's so baie goed wat op ons lewens wil aanval en toeval, wat ons vreugde van ons wil steel. Dankie dat ons vanmôre met hierdie lied, maar eintlik met ons hele hier wees, net opnuut ons oë kan oprig na U, en weet dat ons hulp en ons krag kom van U af. Dat U gee vir ons nuwe krag, selfs in die moeilikste tye. Selfs Here, wanneer dit lyk asof alles tot niet gaan, dan is U by my, selfs in die donkerste nag. Dan is U daar. En Vader, dis my gebed. Ons het in die afgelope 8 weke, het ons gepraat oor die saligspreking, oor dit wat Jesus vir ons kom leer het, en my gebed is dat dit nie maar net mooi preke sal wees nie, maar dat dit daadwerklike verandering in ons lewens sal bring. Here, ons manier van kyk en dink oor onsself en oor die lewe. Dat ons vreugde sal vind by U, en by dit wat U vir ons gee. Dankie Here dat U elkeen van ons by die naam ken. Dankie dat U elkeen vir U besonders is. Dankie Here vir die pragtige groep kinders in hierdie gemeente, en dankie vir hulle wat elke keer, elke Sondag bereid is om leiding te neem by die Sondagskool, en vir hulle ook te leer van U. Maar ek bid vir elke ouer dat ons ook daardie verantwoordelikheid meer en meer sal op ons neem, en dat ons kinders juis in die tyd waarin hulle groot word sal leer wat dit beteken om in Jesus te glo, om U te ken as ons God en Vader. Here, my gebed is dat U nou ons sal kom ontmoet. Dat U deur die Heilige Gees met elkeen van ons sal praat. Dat ons 'n ervaring het dat U hier teenwoordig is. En dat ons hier sal uitstap in die wetende ons het 'n ontmoeting gehad met die lewende God. Kom ontmoet ons, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy kan die plekke inneem, jy kan die groen blaadjie uithaal. Die skrifgedeeltes is daarop en die hoofpunte. As jy Bybels wil oopmaak, Matteus 5. Ek gaan vir u weer die bergpredikasie lees, Matteus 5. U kan ook u vinger hou by 1 Petrus hoofstuk 4, want ek gaan vir u 'n paar verse uit 1 Petrus hoofstuk 4 ook lees. Ware geluk, wat is dit regtig? Wat maak 'n mens regtig gelukkig? Wat maak dat jou lewe vol is? Dat jy tevrede voel? Ek weet die wêreld gaan baie antwoorde gee, en ons het in die afgelope tyd daaroor gepraat, en as jy met advertensiewese kyk en op die televisie en in die koerante, dan gaan jy sien, jy moet hierdie ding koop, of jy moet op daardie vakansie gaan, of jy moet hierdie klere dra, of jy moet dit of dat hê, dit gaan jou gelukkig maak. En ja, van daai goed het die potensiaal om jou vir 'n tydjie lank nogal gelukkig te laat voel. Ek bedoel, wat is nou lekkerder as om op 'n eiland lekker te ontspan vir 'n week lank, geen probleme, geen issues te hê nie, dis lekker, dis geluk. Was net so lank, want is moet jy terugkom. Jy kan vakansie gaan hou en dis baie lekker, maar jy moet terugkom. Dit kan op 'n stadium met jou ekonomies fantasties gaan, en jy kan die goed koop wat jy graag wil koop, en dit kan jou baie gelukkig maak. En dan crash dit. En dan val alles uit mekaar uit.
Jy sien die probleem met dit wat die wêreld en dit wat die media oor die algemeen aanbied as geluk, dis tydelik. En dis baie keer kunsmatig, want saam met die geluk voel jy diep binnekant eintlik 'n groot stuk onvrede, want daar is soveel goed wat nie in plek is nie. Daarteenoor wil die Here vir ons ware geluk gee. En ware geluk is iets anders as die wêreldse geluk. Jy sien, ware geluk kom van binnekant af. Ware geluk is nie afhanklik van my bankrekeninge, nie is nie afhanklik van die kar wat ek ry nie, is nie afhanklik van enige iets buitekant my. Want die oomblik wat my geluk afhanklik is van omstandighede, dan kan omstandighede weer my geluk van my wegvat. Julle het dit? Daarom is die ware geluk, die diep geluk, daai lewensvervulling, daai gevoel van ek is okay, kom van binnekant af en is nie afhanklik van my omstandighede. Dis 'n geluk wat ek kan hê ten spyte van die ekonomiese krisis, ten spyte van dat dinge uitmekaar val, dat goed selfs in die huis of die huwelik nie eers heeltemal reg verloop nie. Maar ek kan 'n stuk vrede hê binnekant, wat niks of niemand van my kan wegneem. En jy sien, dis die geluk waarvan die Bybel praat, en dis die geluk waarvan Jesus praat. En dis die geluk waarvan ons die afgelope 8 weke gepraat het. Wanneer Jesus beskryf, wanneer is 'n mens regtig gelukkig? Wanneer is jou lewe vol? Julle sou agtergekom het dat dit regtig anders is as wat mens gewoonlik sou dink. Want om hierdie geluk te kry, moet ek eerstens weet hoe afhanklik ek van God is. Ek moet weet ek kan dit net by God kry. En ek kry dit net deur in die regte verhouding met God te kom deur Jesus Christus. Kom ek sê dit, dis nie 'n geheim nie, dis nie iets eers weggesteek, 'n hidden mystery wat jy eers moet ontdek nie. Dis dood eenvoudige Bybelse waarheid die afgelope 20 eeue, 21. Dit is, jy kan alleen in die regte verhouding met God kom deur Jesus Christus. En dis waaroor Kersfees gaan. Dat Jesus het gekom om vir ons die verlosser te wees. En sy werk was primêr. Dit was die hoofdoel hoekom Jesus gekom het. Was om ons weer in die regte verhouding met God te bring. Dat ek weer kind van God kan wees. En dit, as ek regtig verlos is, wedergebore is deur die bloed van Jesus Christus, dan en dan alleen, kan ek kind van God wees en dan kan ek gelukkig wees. Want dan lê my geluk daarin dat ek weet, ek behoort aan God, nou en tot in ewigheid. Die van julle wat uit die ou dae kom, sal dalk onthou dat die katekismus het gesê, wat maak 'n mens regtig gelukkig? Ja, dit nou grawe ek diep. Dalk sal jy so ietsie onthou. Jy sien wat my regtig gelukkig maak is dat ek weet. Nou en tot in ewigheid behoort ek nie aan myself nie. Nie aan hierdie wêreld of enige iets van hierdie wêreld nie. Maar ek behoort aan God. Deur Jesus Christus. En niks of niemand kan dit van my wegneem. Dit maak my gelukkig. En daarom is Jesus in die bergpredikasie besig om te praat van hoe lyk so 'n mens. Jy kan ook sê die karakter van 'n Jesus mens, van 'n koninkryksmens, van iemand wat aan God behoort. En dan beskryf hy sy karakter op verskillende maniere. Ons het afgelope 8 weke daaroor gepraat. En julle gaan agterkom, ek gaan net 'n bietjie meer dit vir julle verduidelik. Julle sou agtergekom het dat hierdie karakter van iemand wat aan God behoort, 'n Jesus mens, is net totaal anders
as die karakter van iemand wat nie aan God behoort nie. Dis soos 'n dag en nag verskil. En dan beskryf Jesus hoe lyk daai karakter, en ek dink Sean het laasweek het so mooi gesê, dis nie goed wat jy moet nou probeer bereik, en jy moet dit nou probeer doen, en as jy dit jou to-do lysie maak, jy probeer doen, dan gaan jy moedeloos raak. Ek kan nou vir jou sê, maar jy gaan dit nie reg kry. Dis karakter wat uitkom vanuit my verhouding met God. Omdat ek wedergebore is, omdat ek oorgegee het aan Jesus, en omdat ek bereid is om die pad met hom te loop. En dan kom hierdie karaktereienskappe na vore, want dit, ja, en ek moet daaraan werk, ja, ek moet hard daaraan werk, want ek moet groei daarin. Ek moet meer en meer word soos Jesus. Maar wanneer ek dit doen, dan ervaar ek hierdie ongelooflike geluk. Hierdie diep bevrediging. Dis waarvan Jesus praat. Ons het die afgelope 8 weke daaroor gepraat. Gelukkig is al die boodskappe op Facebook, op YouTube, gaan kyk daarna. Dis by ACK Helwig en by ACK Pukekohe. As jy een van hulle gemis het, gaan kyk asseblief. Elkeen van hulle is kosbaar. Daar's ook blaadjies met besprekingsvrae, gaan kyk daarna. Dis ook ongelooflik belangrik. Want dis eers wanneer ek in hierdie regte verhouding met God leef deur Jesus, dat ek gelukkig kan wees. Ek kry dit nêrens anders nie. Maar nou kom sê die 8ste, en vandag doen ek die laaste ene, die 8ste saligspreek. En dit kom sê, wat is die implikasies daarvan? As ek nou 'n kind van God is. Wat is die implikasies daarvan as ek voluit leef as 'n kind van God? En weer eens, soos die res van die saligsprekinge, is dit so totaal anders. Ons sou graag wou sê, en ek het 'n idee, by kerke gaan jy dit ook hoor, as jy die pad met die Here loop, as jy regtig kind van God is, reg, dan sal dit met jou net goed gaan, en jy sal net gebless word, en man, jy gaan, hoe sê julle, as jy bid vir 'n kar, moenie net bid vir 'n kar nie, jy moet sê, dit moet 'n Mercedes wees, jy moet sê wat 'n kleur dit is, want God wil vir jou seën, hy sal dit net vir jou gee. Is dit wat Jesus vir ons beloof? Aan die einde van die saligsprekinge, by die 8ste ene, kom sê Jesus, wat is die implikasies daarvan? Wat is die implikasies daarvan as jy voluit vir die Here loop? As jy nie net hier onder op die vlaktetjies rondloop nie. Jy onthou ons het begin, Sean het begin met die beeld dat dis soos om berg te klim. Dis 'n pad waar die Here ons verder wil vat, dieper, hoër. Nou as jy dit gedoen het, as jy hierdie pad loop, wat is die implikasies? Wat is die gevolg? En dan sê Jesus die gevolg is, julle gaan vervolg word. Julle gaan gespot word. Julle gaan swaar kry. Wauw. Kom ons lees Matteus 5. Ek gaan van al die saligsprekinge lees. Luister mooi wat staan daar. Gelukkig, baie gelukkig, is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig, baie gelukkig, is die wat treur. Want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die mense wat sag van hart is. Want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig, baie gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is. Want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood. Want God sal hom oor hulle ontferm. Baie gelukkig is die mense wie se harte volkome op God gerig is. Want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers. Want God sal vir hulle sê,
julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word, terwille van wat voor God reg is. Want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word, en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle sekerlik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. En dan wil ek vir julle 'n gedeelte lees uit Petrus, 1 Petrus 4, vers 12 tot 16. Petrus skryf die volgende. Hy sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom het. Vuurproef, swaar kry, beproewings. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dit moet julle liewer bly maak, want so deel julle in die lyding van Christus. Later sal julle wonderlike vreugde ervaar, wanneer sy heerlikheid bekend gemaak word en julle daarin deel. Beskou julle self gelukkig, wanneer julle beledig word, omdat julle Christene is. Dit is 'n bewys, dat die Gees wat die heerlikheid bewerk, die Gees van God in julle bly. As een van julle swaar kry, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. As jy egter swaar kry, omdat jy 'n Christen is dit geen skande nie. Inteendeel, prys God vir die voorreg om hierdie naam te kan dra. Ons lees tot sover. Kyk, beide Jesus en Petrus sê dat dit is juis wanneer en omdat ek wedergebore is, my lewe totaal aan Jesus oorgegee het, die gevolg daarvan is dat ek leef radikaal anders. Ek dink radikaal anders as wat ek vroeër geleef en gedink het, en ek leef anders as wat die wêreld leef. En nou sê hy, en Petrus stel dit baie skerp, hy sê nou vind die wêreld, nou vind die ander mense, vind dit snaaks, maar nou nie snaaks soos in grappie snaaks nie, maar snaaks soos in vreemd en afstootlik. Dat jy nie meer soos hulle is nie, of dat jy nie soos hulle is nie. Jy sal dalk onthou as jy so 3 weke gelede hier was, toe ek gepraat het oor die saligspreking oor doen wat reg is, dit wat God wil hê, wat ons moet doen. Die vorige een het ek ook gepraat oor salig as jy huil, en gesê, want as jy werklik kind van God is, dan sien jy die stikkenheid van die wêreld raak, en dan huil jy oor die onreg en dit wat aan die gang is in die wêreld. En ek het gesê, dat as jy regtig kind van God is, dan kan jy nie saamgaan met onreg nie. Nie in die wêreld daar buitekant nie, maar selfs nie ook in die wêreld hier binnekant nie. Nie in jou eie familie of vriendekring nie. Jy sal opstaan vir wanneer iemand te nakom gekom word. Jy sal opstaan vir daai wat op altyd gepik word en wat altyd oor gespot word. Maar ek het te veel gesê. Ek het gesê, as dit gebeur, moenie verwag mense gaan jou applaus gee daaroor nie. En ek het gesê, wag net, ek sal aan die einde weer daaroor praat. Hierdie is nou die einde. Jy sien, wanneer jy doen wat reg is, ook in jou vriendekring en jou familie, as jy bereid is om op te kom vir die wat gespot word en afgebreek word, vir die wat verontregt word, die wat opgepik word, dan kry jy nie applaus nie. Die oorgestelde gebeur, en Jesus sê dit en Petrus sê dit. Jy moet verwag dat jy vervolging gaan kry. Hoekom? Want die wêreld hou nie daarvan dat ek en jy anders is nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie.
Kyk, dis een van die grootste probleme van 'n immigrant. Jy het al agtergekom. Veral jong mense. Nou, die meeste van hulle is nou sonnaarskool toe, maar hy's 'n klompie van julle wat oorgebly het. Kyk, wat is jou grootste behoefte as jy hier aanland? Jou grootste behoefte is om so gou as moontlik in te pas, eers net 'n plekkie te kan kry waar ek gemaklik en tuis voel, dat die mense my net kan aanvaar, né? Dis volwassenes ook, man. Sien net die kinders nie. Jy wil net aanvaar word, jy wil net voel, ek is accepted. En om accepted te wees en om aanvaar te word, beteken ek moet aanpas en inpas. Maar nou hoor ek terselfdertyd sê mense, die Here het ons hiernatoe gestuur om 'n verskil te maak. Het jy dit al gehoor? Het jy dit al gesê? OK. So hoe maak 'n mens 'n verskil? Jy maak 'n verskil as jy anders is. As jy dieselfde is, kan jy nie 'n verskil maak nie, is dit, hoor jy? Dit is ontspanning. OK? Volwassenes en kinders. Ons wil so graag inpas en aanpas, maar ons wil so graag 'n verskil maak. Jy kan nie albei doen nie. En Jesus sê dit. En Jesus sê, as jy regtig my volgeling is, dan gaan jy 'n verskil maak, want jy gaan anders wees. En as jy anders is, gaan jy nie inpas nie. En vir jong mense is dit verskriklik. Vir baie volwassenes ook. Dit is die realiteit, want die wêreld het nie van Jesus gehou nie. Die wêreld hou nie van Jesus. En daarom gaan die wêreld nie van 'n Jesus volgeling hou nie. Hou nie van jou as jy konsekwent begin leef soos 'n kind van die Here nie. En as jy begin praat soos 'n kind van die Here nie. En as jy nie deelneem aan die dinge van die wêreld nie. Dan vind hulle dit vreemd en hulle vind dit afstootlik. En dan gaan daar vervolging kom. En nou sê Jesus en Petrus, jy moenie verbaas wees wanneer dit gebeur. Ek het al soveel keer gehoor dat mense sê vir my, "Dominee, ek verstaan nie hoekom ek nie aanvaar word nie. Ek verstaan nie hoekom mense my uitstoot nie. Ek verstaan nie." Jesus sê, moenie verbaas wees nie. Maar hy gaan selfs verder. Hy sê nie net moenie verbaas wees nie, jy moet verstaan hoekom dit gebeur nie. Hy sê wees bly. Wees bly wanneer dit gebeur. En nou dis amper soos die res van die saalgespreking. Dit maak dit so moeilik om te verstaan wat Jesus eintlik bedoel. Want wat 'n vreugde is daarin wanneer ek vervolg word. Wat 'n vreugde of blydskap kan daarin wees wanneer ek gespot word of uitgestoot word. Hoekom moet ek dan bly wees? Wat moet my vreugde gee? En Petrus en Jesus noem twee geweldige belangrike dinge en ek gaan dit nou vir julle 'n bietjie verder verduidelik. Die eerste een is, hy sê, wanneer dit gebeur, wanneer jy gespot word, wanneer jy vervolg word, wanneer jy uitgestoot word, dan is dit 'n duidelike teken dat jou lewe het verander. En jy lewe anders. Ek weet dit is so moeilik, as jy vanaand huis toe gaan, en jy was op skool gespot, of jy was in die kantoor uitgestoot, of jy het selfs jou werk verloor. En jou lewe lê in skerwe, en jy huil jou kussing sopnat, dan moet jy omdraai, en dan moet jy sê, Here, ja, dit is vir my verskriklik. Maar Here, ek besef, dis omdat ek anders is. Dankie. Dankie dat ek 'n bewys het dat ek anders is. Want die mense kom agter, ek pas nie maar net in. So moeilik soos wat dit ook al is. Jesus sê, Petrus sê, wees dan bly. Want dit wys jy anders. En die tweede ding is, hy sê, want dan weet jy die koninkryk van die hemele behoort aan jou. Dit is seker die beste bewys om dat jy gaan hemel toe, jy is op pad hemel toe. Jy pas jy in nie op aarde nie. Petrus sê 1 Petrus 4 vers 14, beskou julle self gelukkig, wanneer julle beledig word, omdat julle Christene is.
Want dis 'n bewys dat die Gees wat heerlikheid bewerk, die Gees van God in julle bly. Dit wys jy's 'n Christen. En dit wys jy's op pad hemel toe. Kom ons kyk net naderby, en ek wil net vir die 5 punte noem van wat Jesus en Petrus sê oor vervolging in die lewe van 'n Christen. Ek gaan dit net vir u noem, dit is op die blaadjie, so jy sal dit kan onthou. Die eerste een is, hy sê, vervolging, spot, belediging, lyding, moenie wees omdat jy iets verkeerd doen nie. Asseblief. Daar's niks heilig in om verkeerde goed te doen en dan in die moeilikheid te kom. Moenie dan sê, nee, maar ek kry nou swaar want ek's 'n Christen. Nee, jy kry swaar omdat jy verkeerd gedoen het. Dis nie waarvan Jesus praat nie. Moenie in die middel van die Harbour Bridge gaan staan en al die verkeer stop. En 'n bordjie sê, I am a Christian, therefore I am stopping the traffic. Stop to think who you are. Jy gaan opgesluit word. En moet dan nie dink dis waarvan Jesus praat nie. Okay, dis nie waarvan Jesus praat nie. Want jy word opgesluit nie omdat jy 'n Christen is, jy word opgesluit omdat jy onwettig opgetree het. Okay? Dis nie waarvan hy praat nie. Daarom sê hy baie duidelik, gelukkig is jy wanneer jy vervolg word of gespot word omdat jy doen wat reg is. Omdat jy doen wat Jesus wil hê jy moet doen. En omdat jy dit doen in die regte gesindheid en op die regte manier. Vers 12 sê selfs omdat jy dit doen ter wille van Jesus. So dis die eerste punt. Die tweede punt. Nêrens sê Jesus of Petrus dat ons moet vervolging of verwerping soek of najag nie. Daar's mense wat dit sê. As jy regtig Christen wil wees, dan moet jy die boundaries druk. Dan moet jy 'n optog hê in die middel van COVID dat alles gaan stop en almal kan sien, want dan wys jy's 'n Christen. Jesus sê dit nie. Moenie dit soek nie. Moenie dit najag nie. Jesus sê en Petrus sê, it's going to happen. Het gaan in elk geval met jou gebeur. Al wat jy moet doen, jy moet maar net konsekwent as 'n Christen lewe. En ek wil jou amper uitdaag. Jy het dit waarskynlik al ervaar. Wanneer jy in jou vriendekring, wanneer jy by die skool, wanneer jy by die werk, net konsekwent jou Christenskap uitleef, praat van Jesus, praat oor Jesus, dan ervaar jy dit. Dis wat Jesus sê. Jy soek dit nie, jy kry dit ongevraagd en onverdiend. Moet dit nie gaan soek nie. You don't have to go and look for it. Derde een. Petrus en Jesus sê, moenie wegskram. Jy moenie dit soek nie. Maar jy moet aan die ander kant ook nie wegskram of wegvlug van vervolging nie, of swaar kry nie. Want as jy dit gaan doen, as jy probeer om dit te vermy, en dis ongelukkig baie Christene se manier van doen, hulle probeer dit vermy. As jy dit probeer vermy, wat gaan gebeur, is jy gaan jou getuienis inboet. Ek sê dit nou vir jou. Jy gaan jou getuienis inboet. Want om vervolging te vermy en spot te vermy, beteken jy moet aanpas en inpas. As 'n vierde aspek. Jesus beskryf hierdie vervolging nogal op 'n paar maniere. Hy sê eintlik daar's 3 tipes vervolging. En as ek die ander hand gebruik. Hy sê daar's 3 tipes vervolging. Die eerste ene is fisiese vervolging. Dis soos wat ons sien in kommunistiese en sulke lande waar Christene opgesluit word, waar hulle gemartel word, in die Midde-Ooste en Afrika, waar hulle doodgemaak word. Ek het nou weer gelees in Nigerië, waar ook al. Maar kom ek sê, daardie vervolging, fisiese vervolging is ook naderby. Dis hier by ons aan huis ook. Dis wanneer jy uit jou vriendekring uitgestoot word, omdat jy konsekwent Christen is. Dis fisiese vervolging. Dis wanneer jy jou werk verloor, omdat jy konsekwent jou Christenskap uitleef. En weier om 'n onchristelike ding, goed wat teen jou morele, etiese waardes is deur te sien. Dokters, verpleegsters, hoeveel mense het dit al ervaar? Dis fisiese vervolging.
En moenie dink dit is net in die ooste of daar in derde wêreld lande nie, dis hier in die pragtige weste, dis in Nieu-Seeland ook. Hier is mense wat vervolg word, omdat hulle nie wil inpas by dit wat die regering sê hulle moet doen. Maar, dan sê Jesus, daar's 'n ander soort vervolging wat baie meer subtiel is. Maar het maak nog altyd ongelooflik seer. En dis belediging of spot. Nou belediging en spot sny baie diep, selfs wanneer dit so subtiel is dat jy dit eintlik nie eers behoorlik kan uitwys nie. Jy kan niemand aankla daaroor nie. Dis net daai steek wat vir jou gegee word. Dis net daai ding wat gesê word. Dis net daai manier waarop na jou gekyk word. Dis net daai grynslag as jy iets sê. Net daai. Maar die bedoeling is om jou seer te maak. En die bedoeling is tweeërlei. Aan die een kant wil dit jou straf omdat jy durf waag om te leef as 'n Christen. En aan die ander kant wil dit jou laat verander, laat ophou om te leef as 'n Christen. En dis 'n baie effektiewe wapen. Ek gaan nou nie te veel daaroor, maar jy weet, spot en belediging is 'n baie effektiewe wapen. Ag, ek onthou, ek was nie te lank hier nie, in die belydennisklas het een van die kinders vir my, sy was daai jaar 12. En sy in hulle klas, was daar een of ander gesprek, en op 'n manier het dit, was waarskynlik wetenskap, op 'n manier het dit by evolusie gekom, en op 'n manier het sy 'n vraag gevra of 'n opmerking gemaak, wat duidelik gewys het dat sy 'n Christen is. En die kind wat voor haar sit, het omgedraai, en met die grootste empatie vir haar gesê, ag shame, ek kry jou so jammer, dat jy 'n Christen is. Dis spot, dis belediging. Dit is so subtiel, maar die bedoeling is om te sê, hoe durf jy sê jy's 'n Christen? Dis so stupid. Is jy so stupid dat jy nog 'n Christen kan wees? Julle hoor dit, julle sien dit. Dikwels. En daar's 'n derde manier. Leuns, valse beskuldigings, skinder of beswaddering. En dan kom ek sê vir u, dit maak ongelooflike skade. Online, oral. Kyk, as jy nou 'n ou wil stil maak, dan begin jy sulke storieetjies oor hom versprei. Ek het al hoeveel keer gesien, Christene begin dood van nou soep. Hulle hou net op om hulle Christendom uit te leef. Hulle hou op om hulle Christendom doen. Hoekom? Want daar word stories oor hulle versprei. Want hulle het gehoor mense praat oor hulle, skinder oor hulle. Wat sê Jesus? Jesus sê, asseblief moenie terugdeins wanneer hierdie goed gebeur nie. Dit gaan gebeur. Wees bly. Moenie terugdeins nie. Dit was die 4de punt. Die 5de punt, die laaste een. Beide, Jesus en Petrus sê, 'n mens is besonder gelukkig, daar's 'n besondere seën in, wanneer jy vervolging ervaar ter wille van Jesus. En hy sê daar's 4 redes. Die eerste een is, want dit wys, my lewe het regtig verander. Ek leef anders. Dit wys dat ek aan die koninkryk van God behoort, dat ek 'n kind van God is en nie 'n kind van hierdie wêreld nie. En Johannes sê dit duidelik, jy moet kies waar jy wil wees. Jy kan nie 'n kind van God wees en 'n kind van die wêreld nie. Jy kan nie God lief hê en die wêreld lief hê nie. So jy moet kies waar jy wil wees. Jy moet weet, as jy kies om kind van God te wees, dan gaan jy nie aanpas in die wêreld nie, en dan gaan jy vervolging kry. So dit wys. En dit moet my 'n vreugde gee. Wanneer mense my regtig te nakom, wanneer mense oor my begin skinder, wanneer mense begin stories oor my versprei, dan laat dit my voel, wow, ek het iets reg gedoen. Want hulle wil my stil maak. Want hulle wil my stil maak. Want ek is vir hulle 'n probleem. Die tweede rede, hy sê jy moet bly wees. En dit moet jou vreugde gee. Hoekom? Want jy volg die voorbeeld van die profete en van Christene deur al die eeue, want hulle is nog altyd vervolg. Eintlik sê hy daarmee jy's 'n goeie geselskap. As jy swaar kry, as jy gespot word omdat jy 'n Christen is in jou goeie geselskap. Daar's 'n derde ene wat nou hierby aansluit.
Jy volg nie die voetspore van die profete en ander gelowiges nie, maar jy volg direk in die voetspore van Jesus. Want Jesus het totaal onskuldig gelei, hy's bespot en hy's beswadder. En as dit met jou gebeur, dan word jy meer en meer soos Jesus, en dit wys jy's 'n kind van Jesus. En die vierde ene, hy sê jy kan regtig bly wees wanneer hierdie goed gebeur. Want dit is nie alleen 'n bewys dat jy kind van God is en dat jy Jesus volg nie. Maar jy is ook verseker dat daar 'n ryk erfenis is wat op jou wag. 'n Fantastiese beloning en niks of niemand kan dit wegneem nie. Ja, hulle kan jou spot. Hulle kan jou vervolg. Hulle kan jou selfs doodmaak. Maar hulle kan nie van jou wegneem. Dit wat God vir jou gee in Jesus Christus. Dis verre weg. Die moeite werd, nou en tot in ewigheid. Hierdie is die laaste saligspreek en dis die langste ene. Want dit wil ons help om te verstaan wat die gevolg daarvan is. As ek as kind van God regtig lewe. Ons het die reeks begin met die beeld van die bergklimmer. Ons het gesê ware geluk kry jy nie onder op die gelykpad nie. God wil vir my soveel meer gee. God wil vir my hoër vat. Hy wil soveel meer in my lewe bereik en ons het gesien hoe lyk die karakter. Die wonderlike ding, en daarmee sluit ons af, is dat Jesus het dit klaar vir jou en my verdien aan die kruis en met sy opstanding. En die Heilige Gees werk kragtig in my en jou lewe. Al wat hy van ons vra, is hy sê, gee net oor. Besef hoe afhanklik jy van God is en kom gee jou lewe oor aan Jesus. Bekering, wedergeboorte. Maar dan ook, kom lewe in die krag van die Heilige Gees, want die Heilige Gees woon en werk in my en jou lewe met dieselfde krag as waarmee hy Jesus Christus uit die dood laat opstaan het. En hy gebruik daai krag om wat te doen, om my karakter te vorm, dat ek meer soos Jesus sal wees. En dat ek sal sterk staan, wanneer die gevolg daarvan is, dat ek vervolg word, gespot word, en wanneer ek uitgestoot word. Ja, die pad is nie maklik nie. Dit gaan van jou inspanning vra. Maar jy kan dit doen. Omdat God jou in staat stel deur die Heilige Gees. En onthou die beloning. En as jy bo kom, dan weet jy dis die moeite werd. Ek weet nie wie vir het al ooit gaan berge klim nie. Daar is Cederberge, ons het nou die dag weer gesels oor die Cederberge wat ons geklim het, daardie wandelpaaie, is amazing. Maar as jy gaan berg klim, so halfpad, so 3/4 pad, dan begin jy wonder, why did I ever do this? As jou spiere begin pyn, as jou longe begin brand, as jy begin lam raak, as jy voel, ek kan nie verder nie, maar dan druk jy jouself, jy sê, maar ek moet daar bo kom, daar is 'n baken bo, daar is 'n uitkykpunt bo, ek moet daar bo kom. En as jy aanhou, jy kom daar bo, al is jou lyf hoe seer, al brand jou longe hoe, daai ongelooflike bevrediging, ek het dit bereik, ek is daar. Maar ook daardie fantastiese uitsig, dit wat jy nooit sou kon gesien het, van onder af nie, dis oor en oor, die moeite werd. Jesus, sê om die pad met hom te loop, is nie altyd maklik nie. Jesus was altyd met ons eerlik. Hy het mense nooit gebluf nie, en hy sal jou nie bluf nie. Kerke sal jou bluf, maar Jesus sal jou nooit bluf nie. Jesus sê, kom loop saam met my. Dis 'n styl pad, dis 'n moeilike pad. Kom, dit gaan alles van jou vra, kom. Ek het vir jou alles gegee, jy kan dit doen, maar kom stap saam met my. En as jy dit doen, maak nie saak hoe swaar en hoe moeilik dit is nie. Binnekant het jy daai ongelooflike vreugde, daai vrede. Ek loop die pad met Jesus. En ek weet wat die uiteinde is. Ek weet waarin ek op pad is. En ek weet verseker wat op my wag. Dit maak dit alles die moeite werd. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie dat U ons nie los hier in die vlakwater nie.
Dat ons nie los hier op die vlakte. Dankie Here, dat U ons kom vat en dat U ons lei in die dieptes in. Dat U ons op die hoogtes van die berge kom vat. Ja Here, dit beteken nie dat ons sonder probleme en krisisse is nie. Beteken nie dat die wêreld vir ons applaus gee en ons op die hande dra nie, maar dit beteken dat ons hierdie ongelooflike vreugde, lewensvervulling het, wat ons weet ons behoort aan U. En ons weet waarheen ons op pad is. En ons weet verseker, niks of niemand kan dit ooit van my wegvat. Here, lei elkeen op hierdie pad. Bid dit in Jesus naam. Amen. U het 'n geleentheid om die Here te dien met 'n offergawe.